Volgens vir die leser het Jesaja 38 vers 9. Nee. Sê my hierdie koning, hierdie manne het verkeerd gehandel. Alles wat hulle die profeet Jeremia aangedoen het. Wat hulle in die put gegooi het. Hy sal tog sterwe van honger, dis Jeremia. Hulle sê die man sê, hy sal tog sterwe van honger op die plek waar hy is. Want daar is geen brood meer in die stad nie. Toe gee die koning aan Ebed Melech die gesiet bevel en sê, neem hier vandaan 30 manne met jou saam. En trek die profeet Jeremia uit die put op voordat hy sterf. Voordat hy sterf. Daarop het Obed Melech die manne met hom saamgeneem en het gegaan in die paleis van die koning onder die voorraadkamer en vandaan verslyte en geskeurde lappe. Sê bietjie verslyte en geskeurde lappe. Ek wil met die vanoggend praat oor geslyte en geskeurde lappe. En hulle het die lappe geneem wat hy na Jeremia in die put met toue laat het afsak het. En Ebed Melech gesien, het vir Jeremia gesê, sit tog die verslyte en geskeurde lappe onder jou armholtes, onder die toue. En Jeremia het so gedoen, en hy het Jeremia aan die toue opgetrek. En hom uit die put uitgehaal. Hy is opgetrek van die put af. Uit die modder en die sluk waarin hy was. Waarin hy waarskynlik sou gesterf het. Sê die Bybel, dit is 'n amazing story, want dis die man van God Jeremia wat afgesonder is vir die Here, wat 'n profeet is, wat 'n salwing het en 'n roeping het op sy lewe, maar hy bevind homself in 'n put ten koste van, omdat hy die Here sou dien, en vir die koning sê wat die Here sê. Die Bybel sê, Jeremia was geroep van sy moederskoot af. Die Bybel sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. En voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Maar hierdie profeet sit nou in hierdie put, met 'n roeping tog op sy lewe, vind hy homself in 'n punt, en dit is waar onsself in 'n plek vind. Al is jy geroep, al is jy gesalf, al is jy vir 'n profeet vir die nasies, of vir 'n doel wat die Here jou hier geplaas het, en geroep en gesalf is. Die Bybel sê, dit was in sinkende wonder, het hy homself besig om te sterwe van hongersnood. Jeremia sou dit nie maak as dit was vir verslyte en geskeurde lappe nie, wat hom gered het in die put. En ek weet, die boodskap sê in die koning, as ons hom daar los, sal hy sterwe. As iemand nie die lappe aanbied, geskeurde lappe nie, sal hy gesterf het in die gemors waarin hy is. En niemand sal uitgereik het na hom toe. En hy sal alleen wees. Maar die koning, hy hoor die storie en sê, gaan trek op uit. En volgend wil ek u uittrek en die put. I want to pull you out. I want to pull you through. I want to pull you up. Out of the mud. Out of sin. Out of condemnation. Amen. En hy sê, gaan na my voorraadkamer, sê die koning.
En dis die deel van die verhaal wat ek nie verstaan. Dit sê jy dit deur geestelike oë sien nie. Want hier is 'n pragtige prentjie van, luister, hy sê, gaan na my voorraadkamer, go to my treasury, in Engels sê dit. En die vraag wat ek moet vra hier is, wat maak versluiting en geskeurde lappe in 'n koning se voorraadkamer? In his treasury. In sy paleis sou hy tog skatte hê, hy sou sy goud en sy silwer en sy edelstene sou hy onder bewaking en bewaring hou vir sy voorraadkamer. Maar die Bybel sê in die voorraadkamer was daar nie plek vir goud en silwer en edelgesteentes nie, maar daar was plek vir versluite en geskeurde en besoedelde lappe. Engels sê dirty rags. Die koning het 'n hoop lappe gehad wat verbleik en gebruik en besoedel is. Wat die bewys was van daai lappe gebruik is. En jy sien, hier is die beginsel. Ons koning gebruik besoedelde, verskeurde lappe. Want ons koning het 'n plek vir vuil lappe. En voor ek dink dis 'n beeld van iemand anders wat vuil is hierdie eintlik 'n beeld van jouself. Want Jesaja 64:6 sê, en ons het almal geword soos onreine, en al ons geregtighede soos besoedelde klere. Amen. Our righteousness is as filthy rags. Al het ons werke en ons eie geregtigheid, is dit van God soos vuil lappe as dit nie die geregtigheid van Jesus is. Ek wil vir julle sê, maak nie saak hoe verslyt en hoe geskeur en besoedel jou lewe is nie. God het 'n plek for dirty rags. You are never useless for God. Ek weet ek is nogal goed daarmee om 'n steen op my das te kry. Toe ek nog 'n das gedra het. As daar 'n manier is om 'n kool op je das te kry, dan het dit uitgevee. Dit is altyd gebeur of op my baadjie of op iets. En elke keer as ek so 'n kool op my baadjie het, dat ek van, weet jy, as van my net so diplomatisch by sê, wanneer laas het ons hierdie baadjie gewas? En die probleem is, almal se oog word getrek deur een klein draad, wat op my is, 2 doenstuk is, en dan dink hulle jy sloppie. Maar daai vuil lappe, wat almal sou weggooi, die van ontslaaf geraak het, is wat die koning sê, ek het 'n plek in my skatkis vir daai gebruikte lappe. Maar die koning se skathuis het vuil lappe. Jy weet dat God gebruik mense wat messed up is. God gebruik mense wat stikkend is. Gebruik mense wat verskeurd is. En ek sal hulle loskoop, sê die Here. En ek sal hulle vas in my bloed. Want ek verander vuil lappe. Ek gebruik vuil lappe om royalty te maak. To create royalty. Luister hierso, God kan jou vuil lappe gebruik as 'n getuienis in jou lewe. Vuil lappe wys na die kondisie waarin jy was, die punt waarin jy ons gered het. And surely you can say amazing grace, how sweet the sound had saved the rich like me. I once was lost, but now I find was blind.
but now I see. How many of you say yes? That is where I was. Hallelujah. Jy sien, as hulle iets anders sal gebruik om Jeremia weer uit die skatkis, sal hulle wat goud gebruik, wat sal hulle 'n pragtige stuk plant of hout gebruik, maar die Bybel sê dat dit sou, al wat dit eintlik sou doen is, daai silwer of daai hout sal net gesink het in die modder. Ja. En hier wys dit dat die enigste ding wat iemand kan bereik wat in 'n put is iets wat uit 'n put kom. Is iets wat al gebruik is iets wat al verslyt is, wat al deurstommel was, wat al deur krisisse was, wat al deur pyn was, wat al deur siekte was in sy lewe, wat al vuil was. Maar die koning gebruik dit en trek hom uit en sit daai lappe weer terug in sy voorraadkamer. Hy sê so, daar is mense wat nie gered kan word tot hulle jou fynste lap storie geweet het. Die mense sal nie gered word deur jou suksesse stories nie. Maar ons red meer mense deur ons mislukkings. Kan ek aanwinkel? Deur ons foute. En deur ons geskeurde en besoedelde geskiedenis in ons lewe. Dis wat ons koning doen. Silwer en goud sal niks doen om Jeremia uit te red nie. Maar dank die Here vir die vrylappe van die koning se voorraad. Miskien God gebruik die vrylappe in jou lewe om in iemand anders se put in te gooi en iemand anders te red. Want wat God vir jou gedoen het, what is done for me, He will do for you. Can you all say this morning, He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stay. Sonder en Satan in die wêreld sal jou gooi in 'n hoop gebruikte lampe, besoedel, weggooi in die lewe. 'n Besoedelde lamp van addiction, 'n besoedelde lamp van siekte, 'n besoedelde lamp van familiekrisisse, 'n besoedelde lamp van gebroke huwelike, 'n besoedelde lamp van bankrotskap in jou lewe. En Satan wil hê dat dit moet 'n pad word op jou lewe, vir die res van jou lewe. Maar luister, wat die wêreld as 'n klad sien, gebruik God as 'n getuienis in jou lewe. Want hy het jou gevind, hy het jou gered, hy het jou gewas. Hy gebruik besoedelde lappe om mense te bereik wat vasgevang is in 'n put van ellende. En as iemand hulle nie bereik nie, sal hulle sterwe in hulle sonde. En God plaas mense rondom ons wat besig is om te sterwe in hulle sonde. Ons is tussen. Jesaja 64 sê, ons was almal soos besoedelde lappe, useless and worthless. Maar God het gesê, ek wil jou hê, ek wil jou gebruik, en ek gaan iemand anders uit die put uittrek. Met jou fyn lappe. Want God gee vir ons waarde. God beskerm ons. Hy hanteer jou soos God. En hy goud. En hy gebruik jou soos hy wil. En hoe hy wil. En ek gee nie op wat ander mense van my fyn lappe dink nie. Because thank God, I'm not what I want to be, but I'm not what I used to be in my life.
Dis die volgende dag pa na die Here die gevind het in die bid en die net getrek het. Halleluja. Halleluja. Jou verlede het geen krag meer om jou gevange te hou nie. Want God gebruik jou besoedelde lappe om iemand uit 'n put van depressie, iemand in 'n put van sonde, iemand in 'n put van familietragedie en hartseer, om hulle te red. Jy is nie waardeloos nie. Jy is gewas en word gebruik. God maak jou waardig. Weet jy nie, daar's niks te vuil wat God nie kan gebruik. God sê eer nie. Jou verlede is deel van jou doel op aarde. Dit is deel van jou getuienis wat God gebruik. Your stain is part of your story. Your stain is the testimony of your story. Jy weet, Josef gebruik oor sy gekleurde kleed. Moses het 'n kaart gehad. Hy was 'n moordenaar. Gideon was bang. Rahab was 'n roer. Die Samaritaanse vrou wat by die put was, het al 4 keer geskei na die Here en sê, dis besig op by die 6de man in haar lewe te bly. En die Bybel sê, sy gaan terug na Samaria en sê, bring almal na Jesus toe. Ja. Jakob was 'n skelm. David was 'n egbreker. Jonah was 'n backslider. En Samson was 'n womanizer. En tog gebruik God hierdie besoedelde wondel van lappe en gooi dit af in jou put en red jou daarmee. Want God gebruik gebroke, misbruikte, gekweste mense wat na hom kom en sê, Here, help my, red my, was my in die bloed. Praise God. Alles staan 'n merk van verlede op jou gebruikte hand. En jy sien, niemand kan daai persoon eintlik bereik soos jy of kan bereik. Want jy kom daar net. And your stain what qualifies you to be used by. Jy weet, mense besig vandag sterwe in die put van die lewe. Vertel mense van Jesus. Vertel hulle van waaruit jy kom, van jou gevangenskap, waaruit die Here jou verlos het. Vertel hulle van die foute wat jy al gemaak het in die lewe. Vertel hulle dat jy tot hier gekom het en jy staan nog steeds deur die genade van die Here en jy sal staande bly. Vertel hulle toe jy jou hoop en jou droom verloor het, hoe die Here jou weer hoop gegee het. Hoe toe jy eensaam was en die vyand jou minderwaardig laat voel het, waardeloos, so weggegorde, besoedelde kledingstuk. Maar nogtans sê die koning, gaan haal daai verslyte lappe en gebruik hulle. For you are a chosen generation, a royal priest, a holy nation, that shall shout with the praises of him. Amen. Amen. Jy weet, dit is hoekom jy getaak word in jou lewe. En alle hel losbreek. Is dit wat my hierdie week gesê, hy vertrou die Here. Hy gaan die bedrag wat hy vir die Here gee, gaan hy groter maak. En hy weet daar gaan 'n teëstand kom in sy lewe. En daar het teëstand gekom, maar daar het groter oorwinning ook gekom deur die teëstand. En dit is hoekom jy getaal word. Maar die Here sal jou nie aanneem in die put los. Alweer. Te veel mense laat hulle verlede stop dat hulle die geleenthede nou raak sien om deur die Here gebruik te word.
En dit was my stryd ook in my lewe. Die geweet. Ek was al in 'n put van angs, in 'n put van vrees, in 'n put van hopeloosheid in my lewe. Ek was al deur verskillende putte. En die duiwel het gehoop dat ek gaan opgee in my put. Maar die punt van hierdie verhaal wat vir my so mooi is die koning sê, julle 30 man en 30 manne gaan om Jeremia te red. En hulle gaan in die voorraadkamer in en hulle begin die geskeurde lappe aan mekaar te knoop. Aan mekaar te hef. En daarmee lig hulle dit onder toe en hulle trek vir Jeremia uit. En dit is die krag van die kerk, wanneer ons saamwerk, wanneer ons saamkom, wanneer ons saam stem met mekaar, dan knoop God die een lap aan die ander lap vas. En dis die krag van die kerk vandag. Ons kan nie sonder mekaar nie. Ek het jou nodig, jy het my nodig. En toe ek sink in my lewe, toe gooi iemand 'n lap na my toe. Toe ek gedink het, hierdie operasie sal ek nie kan betaal nie. Toe gee iemand vir my 'n bedrag. En die bloute uit. En ek kan dit betaal. Wie van dit al gebeur in die lewe? Ja. Ek het vir my sit na die dag in 'n restaurant met my pa en dink Michaela was ook daar. Ons sit en ons eet breakfast en dis einde van 'n maand en ek wonder dan vir genoeg kontant is om hierdie te betaal. En die volgende oomblik nadat ons eet, kom 'n waiter in na my toe en sy sê iemand anders het betaal vir my. Ek sê vir ons ek sê wie is dit? Hy sê nee, die ou het al geloop. Weet nie dit is nie, niemand het my gesê nie, maar in daai put, waar ek was, het die Here gesê, ek sal vir jou sorg. Dit is baie dankie. Halleluja. En toe ek sink, te gooi iemand 'n stuk touw af. En dit bemoedig my. En iemand bid vir my. En iemand dra op al die engels in die dag by my huis staan. En die meer blyste, hoe meer strawwer die stryd word, hoe vaster knoop die kledingstukke. Moenie dan die vyand se planne jou uit mekaar uittrek nie. Laat dit jou stywer trek na 'n man van God, 'n vrou van God, 'n broer, stywer trek na 'n suster. Kan ek amen kry? God gebruik nie perfekte mense nie. Hy gebruik vuil lappe. Hy sê nie Jesus in die wêreld gekom het. Dis 'n ander plek waar lappe gebruik is. Het Maria hom toegebid in die skreks wat sy kon vind. Tussen daai stal, die diere, tussen die mis. Lukas 2:7 sê in Engels, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes. Jesus was wrapped in swaddling clothes. Dit was die fancy dinge nie. Dit was gebruikte stukke lappe. En dit is hoe sy hom aan die wêreld tentoongestel is. En gesê, this is the King of Kings and the Lord of Lords. This is the Savior. And she wraps him in swaddling clothes. Die skepper van die univers het neergedaal in 'n stal Bethlehem. En hulle gebruik verskeurde lappe om hom in toe te dra. Maar as sien as Jesus wou vind, sou hy hom nie tussen 'n klomp godsdienstiges vind nie.
nie tussen mense wat mooi uiterlik kleur het nie. Jy sal vind tussen eenvoudige mense wat al wat hulle sê is once I was lost but now I'm found. En jy sal vind tussen die sondaars, tussen die tollenaars en tussen mense wat weet dat hulle geregtigheid is soos vylampe en sy geregtigheid is al wat hulle kan hê. Dis die lampe wat hy gebruik om iemand uit 'n bidheid te red. En net met Jesus se geboorte was hy later toegerus, toegedraai nie. Maar ons vind dat in sy graf, nadat hy gesterf is, sê die Bybel, dat toe die disipel daar aankom, toe vind hulle die graf leeg, maar die doeke wat hulle om hom gedraai het, luister nou hier, vind hulle op 'n hoop op die grond. Maar sy kopdoeklamp vind hulle apart, opgevou en netjies neergesit. Jy het dit al gelees. Johannes 20 vers 7, toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. Maar die doek wat op sy hoof was, sien hy net by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek, afsonderlik. Die doeke van Jesus se liggaam was sommer op die grond toe hy opgestaan het. Op 'n boom gelê, as sy kopdoek was netjies opgevou. Weet jy wat beteken dit? Dadelik het die disippels geweet wat dit beteken. Want in hulle kultuur, sou die meester as sy diensknegt vir hom 'n maaltyd voorberei het. Dan as hy klaar was met die maaltyd, dan sou hy die doek vat van sy hande en hy sou dit afvee, sy mond afvee en hy sal die doek op die tafel gooi. En dit beteken, dan sal hy sê, it is finished. Ek is klaar met my maaltyd. It is finished. Maar as hy die doek vat, en hy vou hom op, en hy sit hom netjies neer, dan sê hy, ek gaan weer kom. I'm coming again, this was good. En ek wil sê, die doeke van Jesus se liggaam toe hy opgestaan het, sê, it is finished. I'm coming back again. Boodskapper sê aan die koning, as iemand die Jeremia red en sal hy sterf. En jy weet, vandag sal die huwelike sterf, as ons die eindtoerein nog dit nie. Vandag sal seuns en dogters sterf. As iemand nie besoedelde kleed na hulle toe uitgegaan nie. Weet jy van iemand wat in 'n put is nou? Weet jy van iemand wat in ellende, miskien in sonde is? Luister na die uitroepe van die put. Jy het iets om in te gooi. Gaan aanenker. Weet jy? Ons is eintlik 'n wonderlike kerk. Ons is wonderlike mense. Ons het mense wat na ouer huise toe gaan. Hulle maak spesiale goedjies, hulle maak ons vir die mense, ons vat dit vir hulle. Die vroue in hierdie kerk is amazing. Want hulle gooi die vylappe, gooi hulle daar so by die ouer huis. En daar is iemand wat bereik word daarmee. Ons het mense wat mediese hulp gee in ons gemeente. Gooi die vylappe daar af in die bid en red hulle. Ons het mense wat geestelike hulp nodig het. En ons het mense wat die vylappe van hulle lewe vat en gebruik. En ek wil vir sê, God het 'n plek vir bestoedelde lappe in your life. Een plek vir stilkonheid gat waar ek 'n plek vir jou foute wat jy gemaak het in jou lewe.
Wie van julle is hier wat wil sê, Here, gebruik my ten spyte van die beslootheid in my lewe. Gebruik my. En die saam mense gaan toe. Here, as u beslote, verslyte klere stukke gebruik om in 'n pitte te gooi neer in die te red. Verslyte stikkende lappe vat en met Jesus se geboorte om daarin te draai en om bekend te staan die wêreld as een wat die Messias is. As hy doeke gebruik het om Jesus toe te rol, maar het die kopdoek het hy opgevou, en dan sê hy vandag vir ons, it doesn't matter where we come from and what we have done. Father, that you have finished the work on the cross and we're coming back for a church that lives in the forgiveness and the grace of the Lord Jesus Christ. So Here, ons bring onsself voor en ons bid nou vir mense wat rondom ons in 'n put is. Ons bid vir hulle, Here, in naam van Jesus, wys ons daai mense. En nou, Here, help ons en gebruik ons om hulle te red. In die naam van Jesus, ons roep herlewing, ons roep redding, ons roep vergifnis, ons roep kettinge wat breek, bande wat gebreek word in die naam van Jesus. Ons gebruik die lappe, Here, van ons lewens tot die een. En dankie, Here, dat U dit terugsit in die skatkamer. En dit bære terug tussen die goud en die silwer. En die sê, daai lappe is kosbaar. Zoals we bevinden. Ja. Geen zin.